En welkom kykers by nog 'n episode van Klets Kompas. As julle al gewonder het wanneer is dit my weer, die tyd het uiteindelik gekom. So vandag gaan Irene Marie saam met my hierso sit en die nuus lees. Ons gaan natuurlik vir julle laat weet wat met die weer gebeur en dan gaan ons 'n draai in Reebord gaan maak met 'n gesiggetjie wat ek dink almal in die gemeenskap ken. So moet nêrens gaan nie, ons is nou terug met meer. En ons is uiteindelik by die nuus hier om jou in te lig oor wat jy kan verwag in môre se koerant. En soos ek gesê het, gaan Irene vir my hierso join en ons gaan bietjie vir julle update, net so 'n voorsmaakie gee van wat julle in môre se Republikein kan sien. Hi Irene, hoe gaan dit? Hoe voel dit om daai kant te sit? Patricia, ek is so bly dat jy daai kant sit. Ek moet sê, ek dink jy doen nogals beter as ek. Ek sal nog nie so ver gaan nie, maar jy sal nog altyd daar wees om my te lei. Ek dink, ek vind nog my voete, maar dankie. Maar dit is baie lekker om jou by die span te hê. Maar Patricia, in môre se Republikein, die president het die direkteur-generaal van die Teenkorrupsiekommissie, Paulus Noah, se termyn met nog 2 maande verleng. Sê gou weer vir my, hoe lank is hy nou al deel van 20 jaar. Sedert die Teenkorrupsiekommissie in 2006 gestig is hy die enigste direkteur-generaal. Hy moes nou afgetree het aan die einde van Julie en toe die president nou sy termyn met nog 2 maande verleng sodat hy vir Brent Eisep, die inkomende direkteur-generaal, kan help om sy voete te vind. Om sy voete te vind, soos wat jy nou doen by Klets Kompas. Aan een kant dink ek dis 'n goeie idee. Ja. En dit is bietjie overwhelming as ek dit so kan sê vir iemand om so 'n groot pos in te stap. Ja. Alleen en net om 20 jaar se agtergrond, 20 jaar se hierdie is ons sagte ware werk, hierdie is hoe hierdie persoon verkies om gevra te word om iets te doen, hierdie is hoe hierdie werk, hierdie is hoe hierdie werk, hierdie is die hangende sake wat nog oop is, hierdie is die sake wat ons nooit regtig afgehandel het nie. Dis baie. Ja, nou hoef die persoon wat nou instap oor die next 2 maande nie blind in te gaan nie. Hulle sal daarom daai leiding kry en op 'n goeie voet begin. Ja, dis wat ek dink. Natuurlik, en ek meen Brent Eisep, ek wens ek kon dit, ek dink eintlik dit moes dalk bietjie langer gewees het met 20 jaar by die Teenkorrupsiekommissie. Ja, hoe baie inligting kan jy aan iemand gee oor die 20 jaar wat jy daar was? Ja, ek sal eintlik baie graag 'n vlieg teen die muur wil wees môre. Ja. Wanneer Paulus Noah vir Brent Eisep sê, okay, maar hierdie en hierdie en hierdie en hierdie en hierdie en hierdie en hierdie. Ja, en daai en daai en daai en daai. En dan daai en daai en daai en daai en daai en o, hallo, hierdie is so en so. Hulle doen dit en dit en dit. Sy oë sal seker terug in sy kop rol. Ja, maar ek dink een kant weet hy min of meer wat om te verwag. Dit is 'n baie groot pos om aan te vat en ons weet daai organisasie bly verskriklik besig. So hy gaan sy hande vol hê. Ja. So ek dink hierdie 2 maande gaan hy maar met sy veters lekker styf vasmaak. Hy's ook nie 'n dom man nie. Jy weet, hy was by die Finansiële Intelligensie Sentrum gewees voor dit. En ek en nou Ghetto het ek voorheen op Klets Kompas hieroor gepraat oor wat 'n goeie ding dit eintlik is. Dat hy 'n agtergrond in finansies het, in die geld volg, jy weet. Ja. Want dit is baie keer die groot ding met korrupsie en half die leidraad wat jy het tot korrupsie, dat die boeke balanseer nou nie heeltemal mooi. Ja, hierdie geld het iewers verdwyn. Iewers is dit wat ingesit is en dit wat uitgekom het nou nie, jy weet, dit klop nie lekker nie. So ja, hy's regtig nie 'n dom man nie. Hy het iets tussen sy ore en ek is seker hy sal dit gebruik. Ek glo so. En dan Irene, iets wat jy my nou vertel het, ek het nog nie die storie so in detail gelees nie, maar toe jy vir my nou die kort deskripsie gee, het onmiddellik iets wat ek dink ons kykers sal geniet en die Republikein liefhebbers daar buite is jy het gesê jy kan nie jou land verkoop nie. Ja. As jy hom so plainly nou sê, nou verduidelik gou vir ons, wat bedoel jy met ek kan nie my land verkoop nie? Okay, jy kan jou land verkoop. Dit is minister James Sankwasa se hele punt. Jy kan jou grond verkoop, maar jy kan nie grond verkoop wat aan jou behoort nie. Nou, as ek voel dis my grond, en ek wil dit aan jou verkoop, hoe is die prosedure dan so? So die prosedure bestaan dat jy kan nie sommer net jou grond verkoop en hier gat ons nou, betaal vir my geld, vat my titelakte, daar gat ons, jy weet. Daar moet 'n oordrag van eienaarskap wees met die autoriteit. Nou hierdie is nou nie minister James Sankwasa se saak nie.
Maar jy kan nie sommer net, okay, gee vir my hoeveel geld en dag het jy. Dit moet oorgedra word, dit moet behoorlik oorgedra word, sodat byvoorbeeld, dink daaraan as jy byvoorbeeld, minister Sankwasa sê ook in die berig, in stede en dorpskerns en so, behoort die grond aan die plaaslike owerheid, die munisipale owerheid, met ander woorde, so die Windhoek munisipaliteit sou jy in Windhoek bly. Nou, die Windhoek munisipaliteit stuur waterrekeninge, kragrekeninge, jy weet, jy moet rates and taxes betaal op alle eiendom wat jy besit, en hulle stuur daai rekening aan iemand. Hulle moet weet aan wie daai rekening gestuur moet word. Ja. Jy betaal ook belasting op jou taxes, by NAMRA, vir eiendom, jy weet. So as NAMRA nog onder die indruk is dat Patricia besit hierdie stukkie grond, gaan hulle vir jou belas daarvoor, jy weet. So jy moet dan nou sê, actually, ek wat Patricia is, sorry, ek besit nie meer daai grond nie, ek het dit nou vir Jannie gegee, Jannie moet nou die belasting betaal daarop. Maar die minister se punt is dat hy agtergekom het dat mense grond net verkoop. Net so, hierdie grond, hulle voel, lyk my nie die grond is geallokeer aan enigiemand nie, so dan besluit hulle besit die grond en verkoop sommer die grond. Daai is nou risky business as jy vir my vra. Ja, dis ook so 'n bietjie, waar kry jy die titelakte daarvoor? Jy moes dit iewers in 'n kantoor somewhere gekry het. Dis my groot ding, is daar word nie titelaktes vir grond gemaak, totdat dit geallokeer is nie, jy weet. So, totdat daar 'n erf fisies uitgemeet is en gesê, hierdie is 'n 1 of 2 of 3 hektar erf, of wat ook al die geval mag wees, hierdie is 'n soveel by soveel meter erf, hierdie is 'n plaas van hoeveel hektar, dan is daar nie 'n titelakte vir daai grond nie. So ek weet nie hoe daai transaksie gaan nie. Staan jy nou maar net daar en jy sê, hierdie alles is joune, vir 1.2 miljoen, betaal vir my 1.2 miljoen, en dan betaal iemand nou maar net 1.2 miljoen, en hulle kry nie 'n titelakte nie, en ja, ek sal nog eens baie vrae gehad het, ek het baie vrae so deurgaan. Ek het baie vrae, maar ja, die minister se punt bly staan, jy kan nie grond verkoop wat nie aan jou behoort nie, jy kan nie sommer net enige stuk grond vat en dit aan iemand verkoop nie. Hy sê dit is 'n misdaad, dit is 'n wetlike oortreding, en jy moet jouself nie daaraan skuldig maak. Dit is duidelik dat dit al gebeur het, anders sou die minister nie gevoel het, hy moet dit soos vir die publiek sê nie. So iewers daar buite het iemand net besluit, hierdie stukkie grond staan nou leeg, hier's net bome, ek verkoop dit nou aan die bome en alles. Ja, bome en alles, jy kan alles vat. Dan ook in Môre se Republikein 'n storie wat jy geskryf het. Ek het Maandag, toe was ek by NASFAF en ons het gesien hoe 25 kreatiewe talente 'n grant gekry het van die National Arts Council. Een van hulle was 'n fashion designer wat Malawi toe gaan met hy. Ons het dan ook in gister se onderhoud wat jy met ons koördirekteur by St. George's gehad, hulle het 'n mobility grant gekry. Dis nou om vir hulle te help rondbeweeg as hulle na die volgende kompetisie toe moet gaan. Maar wat vir my uitgestaan het was, meeste van die kandidate het uit Windhoek uitgekom. Hulle het ook gesê by die event dat hulle probeer om by alle streke uit te kom, maar dit is maar net die kandidate wat hulle kry. Die 25 was uit 55 applikasies gekies. Want hulle het 'n standaard. Hulle kan net nie vir enige mens die grant gee nie. Dan hulle moet sien wat gaan die eindproduk wees. Gaan dit die moeite werd wees om in te sit en wat kry die land uit dit uit. Ja. Maar dis die hartseer realiteit van die kunste in Namibië is die speelveld is nie gelyk nie, jy weet. Kunstenaars in sekere stedelike kerns soos Windhoek, Swakopmund, Walvis Bay, ver in die noorde in Rundu, Reebot, hulle is meer verstedelik, hulle tot meer dinge toegang en hulle tot meer ontwikkelingsgeleenthede toegang. En dis die groot ding is, jy moet op 'n sekere standaard wees om te kan kwalifiseer, maar hoe kom jy op daai standaard? Jy weet? En hulle het ook bietjie verduidelik hoekom sekere kandidate nie deur is na die volgende stappie toe nie. En dis simpel net hoe hulle die vorm ingevul het. Hulle het gesê jy kan nie as jy byvoorbeeld krale maak nou vir 'n 200 000 rand se grant vat nie.
wat jy doen en wat jy voorvra moet ooreenkom. So Ja. dit forceer jou ook om bietjie navorsing te doen oor jou craft en Ja. te kan uitfigure waar pas jy in, want outomaties as jy dit doen, dan gaan hulle jou Ja. applikasie uitgooi. Ja, maar dis ook, ek dink wat die Nasionale Kunsteraad doen, hulle doen dit nou al vir jare, hulle doen dit verskeie kere 'n jaar. Ek dink dit is uit en uit die beste ding wat ons vir ons kunste kan doen. Ons het so baie talentvolle kunstenaars, ywerige kunstenaars, wat wil leer, wat wil beter doen, wat wil kunstentrepreneurs word, jy weet. So, en ons het al gesien hoe baie van ons belangrikste kunstenaars, ek wil nou nie so belangrik nie, maar ons grootste kunstenaars, die kunstenaars wat die meeste teruggeploeg het, ekonomies, het ook uit so iets baat gevind. So, dit is 'n goeie ding en ek dink ons sien regtig die vrugte daarvan. Definitief. Ook daar by die event was ons minister van Education, Sanet Steenkamp, sy het gesê, alles begin by die huis, so ons as Namibiërs moet ons kreatiewe talent ondersteun, vir hulle 'n bietjie daai stoot gee, sodat hulle buite die land kan gaan en 'n verskil kan maak, en teruggee vir hulle gemeenskap. Maar Irene, ons het nou te lekker gesels oor môre se nuus. Ek weet nou ons kykers sien seker nou uit vir die Republikein môre. Ons het nog ons onderhoud wat gaan plaasvind, maar voor ons daarom kom, gaan ek gou vir julle 'n bietjie meer vertel oor wat jy kan verwag met die weer. Aitsa is 'n eg Namibiese inisiatief. Ons reis op die hartklop van Afrika en vertel stories van mense en hulle dorpe op verskeie platforms insluitende televisie en sosiale media. Dit is joune, syne, julle en ook almal van hulle aan die ander kant van ons grense sinne. En dit maak Aitsa 'n lekker ding. Kyk Aitsa maande om 18:30 op NTV, 102.com, as ook op Netwerk Media Hub en NTV Afrikaans se YouTube kanale. Volg ons op Facebook of besoek ons webwerf by aitsafrica.com. Soos ek julle beloof het, gaan ek julle 'n bietjie help om julle outfits te kies vir môre. So ons gaan bietjie na die weer kyk en ons kan kyk, is dit 'n baadjie dag, gaan ek my long sleeves by die huis los en net oulik lyk. So kom ons gaan kyk bietjie hoe lyk die weer vir môre. Ons het in die noorde Verundu met 11 en 30 is 'n sonnige dag en dan in die hoofstad het ons 11 en 25 ook 'n lekker warm sonnige dag en dan Gobabis met 10 en 26 baie lekker warm en sonnig. Dan gaan ons natuurlik aanbeweeg na die kus. Ons het Swakopmund op 13 en 15, 'n lekker sonnige warm dag. Henties Bay met 12 en 18 ook lekker warm en sonnig. En dan al die pad in Oranjemund is dit bietjie bewolk met 10 en 21. In Kaapvol Hoop elke week 8:30, 8:30 op donderdaande vertel ons wat gebeur in die Kaap. Ons vertel die Kaapse stories. Ons sien die pragtige Kaapstad hier agter my, Tafelberg, die waterfront deel waar ek nou is. Ons gesels oor lekker kosse wat ons kan eet. Ons gesels oor wat mens kan drink, 'n lekker wyn of twee. Ons gesels met die mense. Ons hoor die Kaapse stories. Dis alles donderdaande 8:30. Dit is op Kaapvol Hoop. En dan kom ons by die onderhoud gedeelte van vandag se episode. Ons het dinge bietjie anderster gedoen. Ons het bietjie Reebord toe gegaan en met iemand gesels wat geen vreemdeling is vir die Reebord gemeenskap en die hele suide. Ons het vir Mario wat vir ons bietjie vertel oor hoe hy slange vang, hoe hy mense veilig hou en hoe hy mense leer wat om te doen as jy 'n slang face-to-face ontmoet. Okay, kykers, soos ek julle gesê het, gesels ons bietjie met iemand wat nie 'n onbekende gesig is in die Reebord gemeenskap nie. Mario, baie dankie dat jy met Klets kan gesels en bietjie vir ons kan vertel oor wat aangaan in die slange wêreld. Nou voor ons dieper ingaan, kan jy net vir jouself voorstel en tel vir ons kykers sê, wat is dit wat jy doen? Ja, goeiedag. Ek is Mario Gutierrez. Woonagtig in Reebord al 40 jaar. So dis nie gister nie. Ja, ek het hier gekom en jy weet my passie vir dit het begin toe ek so 7, 8 jaar oud is. Ek is nou al 62. So dis 'n lang pad en
weet jy, ek het 'n groot passie vir die natuur en so. En al ewig hoor ek die mense wil net die goed doodmaak en jy weet mense het 'n baie verkeerde persepsie van die natuur. En alles volgens hulle is net aanval, jy weet. Enige dier gaan jou sommer nee, dit kos 'n aksie om 'n reaksie te veroorsaak. So ja, dit is was vir my skokkend om te sien hoe min ingelig of hoe mense net enige iets wat hulle sien, dan wil hulle dit net doodmaak. Yes. En ek is nie net oor die slang, ek is 'n baie groot natuurliefhebber van plante en dan ook mos nou al die ander diere. Ek is mal oor cheetahs, aasvoëls en oor die algemeen die wilde diere. Nou nie oor ondankatte, dit is vir my te algemeen. Ja, so ja, dit het regtig die gog het my daar gebyt. En met die wat ek mos ook lank internasionale werker was, het ek die wêreld gesien. En ek het gereeld ook Brasil toe gegaan. My mense is van Brasil. So ja, daar as jy eers van Brasil praat, dan praat jy definitief van die Amazonas. Ja nee, dit is so en dit is dis waar en ek basies, weet jy, om eerlik te wees, Patricia, my siening in die kamera persoon, is dat is vir my as iets wat ek bewonder is God se skepping. En dit is vir my elke dag is 'n nuwe ding. Jy weet, dit is nie elke dag dieselfde soos jy weet, ons was op pad Nina toe vir 'n onderhoud, toe moet ek nou weer gou uitry, omdraai en daar gou aan assist. Ja, ons gaan nou so 'n bietjie praat oor die huishouding. Weet jy, ek sal vir jou sê en ek sê vandag vir die luisteraars en almal, ons grootste probleem veral in Namibië en ek glo ook in ander lande is die huishouding van die mense. Weet jy, sal julle verbaas as ek julle video's wys waar gaan krap ek die goed uit. Ja, En waar gaan haal ek dit uit? Jy weet, dit is skokkend. En daar kom ons weer terug, as jou housekeeping nie reg is nie, skep jy 'n groot geleentheid vir die slange. Want hulle hou van wegkruipplekkies. En jy weet, en dit is jy sal jou verbaas hoe baie mense in die slag bly, want dan begin hulle goed rondkrap in die huis en hulle weet nie daar's 'n slang, dan word hulle gebyt. Dit is nie elke dag dieselfde soos jy weet, ons was op pad Nina toe vir 'n onderhoud, toe moet ek nou weer gou uitry, omdraai en daar gou aan assist. Ja, ons gaan nou so 'n bietjie praat oor die huishouding. Weet jy, ek sal vir jou sê en ek sê vandag vir die luisteraars en almal, ons grootste probleem veral in Namibië en ek glo ook in ander lande is die huishouding van die mense. Weet jy, sal julle verbaas as ek julle video's wys waar gaan krap ek die goed uit. En waar gaan haal ek dit uit? Jy weet, dit is skokkend. En daar kom ons weer terug, as jou housekeeping nie reg is nie, skep jy 'n groot geleentheid vir die slange. Want hulle hou van wegkruipplekkies. En jy weet, en dit is jy sal jou verbaas hoe baie mense in die slag bly, want dan begin hulle goed rondkrap in die huis en hulle weet nie daar's 'n slang, dan word hulle gebyt. Nie die skillset nie, los dit. Dit is nie jou veld nie, los dit maar, want jy gaan in die slag bly. Ja, laat die professionals dit maar doen. En weet jy, ek is eintlik baie bang om te sê professional, want ek leer nog elke dag, want jy kan hoe professional wees. Hierdie diere is baie onverwagend, hoor. Jy moet 100% jou fokus moet op hulle wees. Jy moet hom nie uit die oog uit verloor. Een van ons grootste probleme, ouens, die ouens wat slange verwyder en wat baie te doen het met removals en goed, is die mense, as hulle 'n slang sien, dan begin hulle skree, hulle gaan te keer, hulle fokus nie waar die slang is. Jy kan hoe professional wees. Hierdie diere is baie onverwagend, hoor. Jy moet 100% jou fokus moet op hulle wees. Jy moet hom nie uit die oog uit verloor. Een van ons grootste probleme, ouens, die ouens wat slange verwyder en wat baie te doen het met removals en goed, is die mense, as hulle 'n slang sien, dan begin hulle skree, hulle gaan te keer, hulle fokus nie waar die slang is. Nou as jy gebel word, nou ry jy baie keer tot 50, 60 kilometers, dan is die slang weg.
Hulle het nie gebly fokus op die slang. Wag maar daai paar minute. Hou jou oë op hom, want sodra hy onder jou oë is, dis weg. Ons vat 'n goeie voorbeeld. Ek is hier van die dam seker 17 kilometers. Hulle ken al die stories. Ek sê hou net jou oë op hom. En dan sê ek daar, verstaan jy? Ja. En dit is die belangrikste. Baie mense raak bang en paniekerig. En nou moet ek daai ou in die mees onmoontlikste plekke gaan soek. En dis nie net dit, die gevaar wat ek myself stel. Ja. Want jy kan enigiets verwag. En baie keer jy kan hoe versigtig wees, jy's nooit versigtig genoeg. Ja. So dit is wat dit aanbetref wanneer dit by veiligheid kom. Net een vragie voor ons nou diep in die details gaan. Kan jy vir ons kykers vertel, wat was die eerste slang wat jy gevang het en wat het deur jou kop gegaan? Hoe het jy gevoel in daai oomblik? Sjoe, Patricia, weet jy, in die kamera en die luisteraars, weet jy, is vir my, was amazing hoor. Ek was baie braaf as 'n kind, verskriklik. Weet jy, ek het altyd gesê en gekogel, my naam, ek het gesê, en ek moes my Fanny Gutierrez wees, hy moes terroris. My pa het ook my reguit gesê, jy's 'n blerrie terroris. En my eerste slang wat ek gevang het, was eintlik met 'n oom van my, toe ons in Brazil gaan kuier. En as 'n kind, jy weet, ek wil net in die jungle wees. Dis al wat ek wil. Ek wil nie in die dorp wees. Weet jy, daarom is daar baie wonderlike dinge wat ek dink van die Amazones. Ek sê baie mense dink dinosaurs het uitgesterf. Ek dink nie so nie. Ek dink iewers is daar, hulle is nog daar, maar ons sien hulle net nie. Maar want daar's nog baie dinge om te explore in die Amazones. Maar my eerste slang was 'n green anaconda. En ek het op sy kop getrap en ek het nie eens geweet nie. Toe ek voel iets raak net hier glibberig onder. Ek sê nogal vir my neefietjie, ek het hom. Hy sê, wat het jy? Ek sê, ek het hom. Ek sê, ek glo dis 'n anaconda. Ek het nou net nie geweet of dit die geel anaconda of die groene, toe is dit die groene, weet jy. Ek is so bly, so klein bryf soos ek daar en ek gryp hom, ek het hom. Dis dit naby die kop wat ek kom amper. Jy sê die ander ons, hou hom net, moet hom nie los. Nou, wat is die verskil tussen 'n groen en 'n geel? Dis net die kleur. Daar's geen ander. Maar hulle is bly anaconda is net jy kry daai twee verskillende kleure. Is ook definitief soos die pigment ook, jy weet, of die genie of die DNA van hulle. Maar dis baie nice diere om mee te werk. Onthou daar's baie vipers ook. Ek het die voorreg gehad om na Snake Island toe te gaan. Nou, wat is die verskil tussen 'n groen en 'n geel? Dis net die kleur. Daar's geen ander. Maar hulle is bly anaconda is net jy kry daai twee verskillende kleure. Is ook definitief soos die pigment ook, jy weet, of die genie of die DNA van hulle. Maar dis baie nice diere om mee te werk. Onthou daar's baie vipers ook. Ek het die voorreg gehad om na Snake Island toe te gaan. As 'n groot man, daar's meer, you know, to be honest, I think there's more snakes than stones. Weet jy, daar's so baie slange. Jy moet 'n spesiale permit hê om Snake Island toe te gaan. Ja, baie mense, veral die ouens wat baie belangstel in reptiele, gaan altyd so. Ek dink ek sal myself ooit afvind nie. Die video's wat ek al gesien het, lyk dit baie intens. Ja. Maar vertel ons, jy het nou vandag vir ons goedjies hier op die tafel neergesit vir kykers. Hier is 'n slang hier binne. So gaan nou met Ja, ek wil so graag vir julle iets wys en dit is gewoonlik, jy weet, as jy in 'n baie onmoontlike plek, moet jy nou 'n ou uithaal. En nou kan jy nie sien of jou sig is baie beperk. En dan gebruik ek gewoonlik hierdie ouetjie, ons gaan daai ouetjie uithaal, maar ek wil net gou vir julle wys. Jy koppel hom op jou foon en dan kan jy sien wat is daar binne. Sê maar as jy nou baie in 'n baie, hoe kan ek sê, donker plek of in 'n pyp of iets en jy kan nie so lekker sien nie, dan kan jy hierdie stelsel gebruik om dan die ou te kyk. Ons gaan nou iets baie interessant doen hierso. Laat julle net sien. Kom ons kyk of ons hom daar. Patricia, ek dink ek het, sien jy hier voor, is 'n liggie. Daar is hy en die kamera is ook daarvoor. Okay, hou net af. Nou kan jy hom mooi sien hierso. You can come and take a look, ja.
Ek dink dis 'n baie goeie idee want nou hoef jy nie jou hand in 'n donker plek in te steek. Verstaan jy? Ja, dit is ons grootste probleem altyd. Veral jy weet jy vat net jy dobbel met jou lewe. Ja. Wat ek altyd doen, Patricia, dis vir my van belang. Is nie net die slang gaan uithaal nie. Vir my die belangrikste is om mense te educate, om mense te leer en op te voed. Verstaan, soos ons nou die geval gehad. Ja. Waar ek daai ou gesê, staan stil, hy sal jou niks maak. Maar die oomblik as jy beweeg, dis waar die moeilikheid kom. Want slange reageer op aksies. En dit bring ons aan die einde van 'n baie lekker episode. Ek het myself geniet in Reebord. Ek het die nuus geselsie met Irene geniet en ek hoop julle dit ook geniet en ons sal julle môre weer sien. Maar julle weet dan nou al is van Maandag tot Donderdag 8uur op DStv 285 en GoTV 25 en natuurlik kan jy dit op OneUp toe kyk. Maar vir nou is dit al, ons sien julle môre.